Tydens berigte in verskeie Sondagkoerante gister is die regering van Nasionale Eenheid se voortbestaan in gedrang. Dit nou oor die begroting en die ANC wat glo ook met partye buite die RNE onderhandel, soos die EFF. Die Sunday Times het gister berig die VF+ vergader vandag met die ANC oor die begroting. Ons gesels hieroor met Wouter Wessels, hy is voorsitter van die VF+ en hy is die party se woordvoerder oor finansies. Môre Wouter, welkom weer by RSG. Goeiemôre Renske. Julle standpunt oor die begroting en waaroor wil die ANC wil julle met die ANC vandag onderhandel? Wel, die ANC het ons genader om te gesels. Hulle sê hulle praat met al die partye. Hulle het met partye buite die RNE gepraat, soos jy ook nou gesê het, en hulle fokus nou op partye binne die RNE weer vir 'n tweede ronde. Ons weet natuurlik dat die onderhandelinge aanvanklik binne die RNE was, binne die kabinet, en dat dit uitgeloop het op die begroting wat ons nou het, waaroor daar nie konsensus was binne die RNE nie, wat die 0,5% verhoging op BTW wel daar stel. Ons standpunt is nog deurlopend dieselfde en bly dieselfde, dat ons gekant is teen enige belastingverhoging, insluitend BTW-verhogings, en dit sal ook ons standpunt vandag wees. Ons sal hoor wat die ANC sê, en ons sal nog steeds voorstel dat daar ander voorstelle en ander maniere is om die begroting aan te vul eerder as BTW-verhogings. Wat is die VF+ se voorwaardes om die begroting te steun nou? Is die 0,5% verhoging die rooi lyn of is daar enige ander voorwaardes? Wel, dit is die rooi lyn, want ons sê daar is baie ander maniere om koste te bespaar. Op die einde van die dag weet ons waaroor dit gaan. Die begroting balanseer nie, daar is meer uitgawes as wat daar inkomstes is. En nou, in enige boekhouding en enige onderneming sal jy sê, wat doen jy in so 'n geval? Jy moet of gaan leen, nou die regering het vir baie jare, sedert 2012, geld geleen om die begrotingstekort aan te vul, en die ekonomie groei nie, met ander woorde, daar is nie inkomste nie, belastinginkomste is nie genoegsaam nie, maar die uitgawe druk is al hoe meer, want mense is afhanklik van die staat vir toelaas. En nou is jou ander opsie, is nou om jou inkomste, jou prys wat jy vra, vir jou produk te verhoog, en in die regering se geval is dit met ander woorde belastingverhogings. Maar wat nou in effek sal gebeur, is dat jy minder besteding dan het, want mense het minder geld, dan daar's minder besteedbare inkomste, en die ekonomie gaan dan stadiger groei, jy gaan minder werkskepping hê. So ons sê, daar moet eerder besnoei word, baie beter besnoei word, baie meer effektief kostebesparings geïmplementeer word, en een van die goed wat ons sê is waarde vir geldbesteding deur die staat. In hierdie stadium betaal ons 'n premie vir swart ekonomiese bemagtiging, want swart ekonomiese bemagtiging kontrakteurs word aangestel. Eenvoudige voorbeeld is daar is kostebesparings 'n paar jaar gelede aangekondig dat ministers en adjunkministers nie meer besigheidsklas mag vlieg nie. Dis verwelkom en is fantasties, maar die staat betaal meer vir die ekonomiese klas vliegtuigkaartjie vir daai minister as wat ek en jy vir 'n besigheidskaskaartjie sal betaal. Want die reisagentskap wat gebruik word is swart ekonomiese bemagtiging. Hy word slegs aangestel omdat hy swart ekonomiese bemagtiging is, en daar word nie gekyk vir waarde vir geld en vir koste-effektiwiteit nie. En daar kan ons miljarde rande, honderde miljarde rande spaar as ons werklik effektief begin bestee. So dis die voorwaardes wat ons stel voordat jy enigstens begin kyk na belastingverhogings. Ja. So hoe ervaar julle die ANC wat die begrotingskwessie betref? Het hulle tot dusver in goeie trou onderhandel? Ek dink die ANC is in 'n moeilike plek. En kom ek sê ook, daar's baie lede van die ANC en in die ANC se geleedere ook teenkanting teen 'n BTW-verhoging. Ons moet ook onthou, hier's twee goed in spel. Dis nie net die ANC wat steeds dink hy kan net enigiets deurkry want hy's die meerderheid nie. Hy is nie meer die meerderheid nie, maar dis ook 'n praktyk, konvensie wat oor jare daar is, dat as die minister van Finansies sê dit is die begroting, en is dit die begroting, of die president nou daarmee saamstem, of ander ministers nou daarmee saamstem, of die ANC-lede daarmee saamstem, dit is die begroting. En dit was altyd so in die verlede gedoen. Nou kan die minister dit nie doen nie, want die ANC het nie 'n meerderheid. Ja. En ander partye sê ons gaan nie vir die begroting stem nie, en ons sê die begroting moet nou gewysig word. So die ANC het 'n desperaatheid in hom om nou stemme te kry. Ek sien 'n rapport sê die ANC kan slegs die begroting goedgekeur kry met of die EFF of die MK of die DA. Dis nie waar nie.
Die ANC, die geleedere wat ten gunste van die begroting gaan stem, is in hierdie stadium so 194 lede en met ander woorde 206 lede daarteen. So die ANC is desperaat vir enige stem wat hulle aan hulle kant kan kry om die begroting deur te kry, en dis hoekom hulle met al die partye onderhandel en probeer om 1 of 2 setels te kry, en dit hang af natuurlik wie daag Woensdag op en of almal voltallig is, en as dit uitspeel soos wat ek nou gesê het, gaan dit omtrent 206 teen 194 wees. Ja. En sou julle wegstap van die RNE indien die onderhandelinge nou nie slaag nie? Want dit sal mos nou sekerlik nie moontlik wees om nou vinnig weer terug te keer nie. Veel mense nou moet gaan kyk hoe die ANC die begroting deurkry. As die begroting afgestem word, dan moet die begroting gewysig word. Dis natuurlik nou eers die fiskale raamwerk. Dis nie 'n wet nie, maar dis die hele raamwerk wat behels hoe staan strukturele hervormings, hoe word die begroting aangevul, en dit sluit met ander woorde die hele gedagte rondom BTW-verhogings in. Dis in daardie raamwerk. So dis die eerste stap, en as dit afgestem word, dan moet dit gewysig word. Ons sal nie noodwendig wegstap as dit afgestem word nie. Die ANC mag dalk wegstap, die ANC mag dalk ons almal uitskop dan, en 'n ander regering probeer saamstel, dis hulle keuse. Ons sal dit heroorweeg, maar as die ANC nou gaan, en ander partye soos die EFF byvoorbeeld, nou inkry, vir hulle ministerskappe aanbied, vir hulle allerlei ander aanbiedinge maak, en so die begroting deurkry, dan is dit natuurlik 'n rooi lyn, en dan moet ons natuurlik dit heroorweeg, en ons sal dit so doen. Ons is als met Wouter Wessels van die VF+ oor die begroting vanmôre. Wouter, ons groei nie ekonomies in Suid-Afrika nie. Ek weet jy het net gepraat van besnoeiings, maar wat anders, die VF+ se aanbevelings en voorstelle, wat anders kan julle voorstel om die ekonomie aan die groei te kry? Dit is 'n groot ding. Ons het ekonomiese groei nodig, en vir baie jare, veral die gewraakte 9 verlore jare, het daar nie ekonomiese groei plaasgevind nie. Nie genoegsaam nie. Ons het selfs in 'n stadium in 'n resessie ingegaan en met ander woorde negatief gegroei, en dit het daartoe bygedra waar ons nou is, waar daar nie inkomste is aan die belastingkant nie, want daar is nie werk nie. Mense is werkloos, mense is afhanklik van die staat, en dit veroorsaak die hele fiskale krisis, die hele finansiële krisis waarin die land verkeer. Ons het ekonomiese groei nodig, en die goed wat ekonomiese groei belemmer, is verkeerde beleidsrigtings. Dit is goed soos onteiening sonder vergoeding. Dit is goed soos die staatsentiteite wat meer geld kry en wat net bodemlose putte geword het. Dit is goed soos infrastruktuurprojekte wat nie funksioneer nie, en dan natuurlik ook die moeilike red tape is eerder die beter Engelse woord om te gebruik, wat dit moeilik maak vir ondernemings om regtig te belê en sake te doen en werk te skep. So daai strukturele hervormings is nodig. Daar word daaroor gepraat baie keer deur die minister van Finansies, deur die president in sy staatsrede, maar dit word nie geïmplementeer nie. En ons sê dit is nodig om die ekonomie aan die gang te kry, die regte hervormings, die regte beleidsrigtings, die regte ekonomiese beleid, om dan die land daar te kry om die privaat sektor in staat te stel om werk te skep, sodat daar belastinginkomste is, sodat mense minder afhanklik van die staat is, en sodat daar welvaart geskep word. Welvaart moenie net die oogmerk in hierdie stadium is om welvaart te herverdeel, terwyl welvaart in die land net minder word, van inkomste raak al hoe minder, en uitgawes raak al hoe meer, lewenskoste raak al hoe meer. Wat jy wil hê, is om welvaart te skep, en daardeur moet jy die regte, of daarvoor moet jy die regte beleid hê, en dit is wat ons voorstaan. Ja. Nou nog 'n omstrede kwessie in die RNE is die buitelandse beleid. Die aanstelling van ambassadeurs en diplomate het nou ook so vinnig daaroor genoem. Die ANC sê dit val nou buite die ooreenkoms wat tussen die ander RNE-vennote en die ANC onderteken is, toe die RNE nou gevorm is. Wat is julle standpunt hieroor? Ons stem nie saam nie. Op die einde van die dag het niemand 'n meerderheid nie. Die ANC het nie 'n meerderheid nie, en geen ander party het 'n meerderheid nie. En dan vorm jy 'n regering wat met ander woorde 'n vennootskap tussen partye is. En dit beteken dat geen van die partye se beleid of se manifest wat hulle aan kiesers daar gestel het om voor te stem, het genoegsame steun gekry om 'n regering te vorm nie, en daarom moet jy nou 'n nuwe beleid vorm van hierdie nuwe regering. En dit sluit internasionale beleid in. Jy moet met mekaar
ergens in die middel met ander woorde kry. Dit is nou wat die begroting betref, dis wat die ekonomie betref, maar dis ook wat internasionale beleid betref. Die ANC kan nie net voortgaan met sy internasionale beleid en met sy ambassadeurs nie. Natuurlik is dit die president se prerogatief, maar die president in die verlede het Luthuli huis toe gegaan en Luthuli huis het vir hom gesê, dit is die ambassadeur wat jy moet aanstel. Net so moet die RNE nou in sy geleedere sê, hierdie is die ambassadeur wat jy moet aanstel. Hierdie is die minister wat jy moet aanstel. En dit is daai kopskuif wat die ANC nie lekker kan maak nie. En dit is die leerkurwe waarin Suid-Afrika is, om te sê ons het nie meer een party regerings nie, ons het nou veel party regerings en in 'n veel party regering moet daar hierdie kompromie wees en moet daar 'n middelweg wees en middelgrond wees waarheen ons beweeg en ek glo ons gaan daar ergens kom en hierdie is stampe en stote, maar die internasionale beleid is definitief deel daarvan en daaroor gaan daar baie meer gepraat moet word en baie meer standpunt ingeneem word binne die RNE en ons sal dit en doen dit wel. En dan laastens Wouter, iets wat nou nie met die RNE te doen het nie, die konstitusionele hof. Hulle het verlof tot appel geweier oor kill the boer, kill the farmer. Wat is die VF+ se mening oor hierdie kwessie? Ek voel dit bitter jammer dat die konstitusionele hof die houding ingeneem het om nie die saak aan te hoor nie, want as hulle die saak aangehoor het, kon daar regsekerheid gekom het. Daar is al vir soveel jaar onsekerheid. Ons het in 'n stadium jare gelede 'n saak aan hange gehad by die MRK en dis toe op appel geneem en die hof het in daai saak beslis dat dit wel uitspraak is. Dis toe later in ander sake weer op ander vlakke en in ander fora weer bevind dit is nie. So die konstitusionele hof kon as die Apex hof in hierdie instansie in hierdie saak gesê het hierdie is wat die standpunt is. Hierdie is in lyn met die grondwet of hierdie is nie. En dan weet 'n mens, maar nou weet ons nie en dit skep baie onsekerheid. Ons sê net wel, dit kan nie reg wees dat een groep sê 'n ander groep moet vermoor word nie. Maak nie saak wat die historiese konteks en die struggle geskiedenis daarvan is nie. Op die einde van die dag is die realiteit nou, woorde het betekenis en om te sê mense moet doodgemaak word kan nie reg wees nie en dra nie by tot goeie verhoudings in Suid-Afrika nie. Baie dankie Wouter, dit was dan Wouter Wessels, hy's van die VF+.